Gaan uit my volk. Ek is Deidre Pieterse van Ignited in Christ in Suid-Afrika. Ons het nou gekom by die laaste, die slot van die reeks gaan uit my volk. Die eindtydstrategie van die vyand. 'n geestelike Trojaanse perd in die liggaam van Jesus Christus. In hierdie slot deel gaan ons kyk na hoekom die bruid van Jesus Christus weer eens geëet het van die boom van kennis van goed en kwaad. Ons gaan kyk kortliks na die implikasies van dubbele verbond. Dan gaan ons kyk na Openbaring 12 vers 15 en 16 en geestelike vervolging in die eindtyd. Ons gaan kyk na wat is die heilige en die onheilige graal of die holy and unholy grail. Godsdienst, tradisie en dogma wat geestelike blindheid bring. En dan gaan ons ook kyk na die derde tempel. Laastens gaan ons kyk na die geestelike Trojaanse perd in die liggaam van Jesus Christus op aarde. 'n eeueoue strategie van die vyand om die bruid van Jesus Christus te kry om weer te eet van die boom van kennis van goed en kwaad. Alle wedergebore en geesvervulde gelowiges in Jesus Christus staan in 'n huweliksverbond met hom, wat verseël is met sy bloed. Net Jesus se bloed was sterk genoeg om die vloek van sonde en dood te breek, wat as gevolg van die sondeval oor die hele mensdom gekom het. Om Jesus Christus as jou verlosser te aanvaar en om in die gees wedergebore te word, is om te eet geestelik van die boom van die lewe, Jesus Christus. Soos met Adam en Eva, wat volmaakte intimiteit met God gehad het. Net soos met hulle het die slang weer eens gekom en met die doop van gelowiges in volle onderdompeling in water het hy gesê, maar daar is meer. Julle sal krag ontvang. Julle geestelike oë en ore sal oopgaan en julle sal meer van God ontvang. Julle sal die Heilige Gees en die gawes van die Gees ontvang, as julle net gehoorsaam is in die doop, deur volle onderdompeling in water. En ons lees dat Adam en Eva het skielik, nadat hulle van die verbode vrug geëet het hulle geweet dat hulle naak was, sondig en onwaardig. En toe het hulle gegaan en hulle dadelik begin om in werke in te gaan, om vir hulle klere van vye blare te maak, om hulle onwaardigheid en hulle sonde te probeer bedek. So hulle het in werke ingegaan om te probeer om goed genoeg vir God te wees en om hulle sonde te probeer wegsteek en te verberg. Is dit nie ook maar wat ons as gelowiges gedoen het, nadat ons gedoop is, as gelowiges deur volle onderdompeling in water nie? Want kort daarna het ons begin om 'n pad van sogenaamde heiligmaking te stap, waar ons probeer het om deur ons eie werke nader aan God te kom, heiliger te word, skoner te kom, terwyl ons eintlik reeds in die gees skoon gewas was met Jesus se bloed, deur wat hy reeds vir ons aan die kruis gedoen het. Kan u die ooreenkomste sien? Wat is vir jou gesê en aangevoer as redes hoekom jy as gelowige gedoop moet word, deur volle onderdompeling in water? Nou moet ons die slang van ouds, sy gesplete tong, hier onderskei. Want daar is vir ons gesê, dis 'n opdrag van Jesus. Maar ons het intussen uitgevind, daar is geen so opdrag
van Jesus nie, in die Bybel nie. Want Matteus 28 vers 19 is nie oorspronklik korrek nie. Dit is deur die Rooms-Katolieke Kerk verander. Daar is net eenvoudig geen opdrag van Jesus Christus dat ons gedoop moet word in water nie. Daar is vir ons gesê, daar is meer. Kan u dit onthou? Ja, daar is meer, maar jy kan dit net ontvang as jy gedoop word. Jy sal krag ontvang. So die krag kom nie deur die Heilige Gees nie, dit kom deur die water. Vir ons veral, toe ons begin het in bediening, toe ons geroep is deur Jesus Christus, en ons besef het, ons moet in die bediening begin en begin werk vir Jesus, is daar vir ons gesê, jy kan nie, jy mag nie. Mense begin bedien en in die bevrydingsbediening veral dan opstaan as jy nie eers die beskerming van die doop van gelowiges het nie. Weereens is daar vir ons gesê dat die bloed van Jesus is met ander woorde nie genoeg om ons te beskerm nie, die water. Hierdie ritueel met water is wat vir ons beskerming gaan bring. Daar is gesê, jy sal die Heilige Gees en die gawes ontvang. Maar nêrens het Jesus gesê, julle moet eers gedoop word, voordat julle die Heilige Gees en die gawes sal ontvang nie. Hy het bloot vir sy disippels gesê, gaan Jan en wag vir die gawe wat my Vader sal stuur. En hulle is eers gedoop in die Heilige Gees. Net so ook die heidene, Kornelius en sy huishouding. Die Heilige Gees het op hulle geval en hulle is in die Heilige Gees gedoop. En eers daarna kom die slang met die gesplete tong en sê, maar nou moet julle gedoop word in water. So, die Heilige Gees is nie kragtig genoeg alleen om vir ons die gawes te gee en om ons te laat wedergebore word nie. Nee, ons moet deur 'n waterritueel gaan. En daar is vir ons gesê, dit is die springbord vir jou verdere geestelike ontwikkeling en groei. Met ander woorde, daar is vir ons gesê, jy kan nie verwag om verder geestelik te groei en te ontwikkel nie, as jy nie eers deur die doop van gelowiges in water gaan nie. En dit staan net eenvoudig nêrens in die geskrewe woord nie. Jesus het nooit so iets gesê nie. Hy het gesê, julle sal die Heilige Gees ontvang. En die Heilige Gees sal julle in alle waarheid lei. Jesus het nie gepraat van 'n waterdoop nie. Dus, indirek, is daar vir ons gesê, en ons het dit geglo, dat geloof in Jesus Christus en die krag van sy bloedoffer aan die kruis is nie genoeg om ons te verlos van ons sonde en van dood nie. En die krag van sy Gees, die Heilige Gees, is nie genoeg nie. Jy moet nog iets addisioneels doen om wedergebore te word, om die krag van die Heilige Gees te ontvang, om die gawes te ontvang. Soos Adam en Eva oorspronklik, het ons in werke van die vlees verval, om te probeer om ons eie redding te vervolmaak. As gevolg van die dualisme, dit beteken om in twee verbonde gelyktydig te staan, het ons die vyand aanbid, sonder om dit te besef, deur goed te eet wat aan afgode geoffer is in die nagmaal. Ons het onwetend die krag van die bloed van Jesus ontken, wat ons reeds geestelik gereinig het, en ons tot volle geregtigheid herstel het. Ons het Jesus onwetend weer vir onsself gekruisig, en die Kundalini gees van die Antichrist in ons gevoed, deur die neem van die nagmaal. Doop van gelowiges, deur volle onderdompeling in water, is om weer te eet van die boom van kennis van goed en kwaad. Ons is definitief nie gedoop in Jesus Christus se dood en opstanding nie. So, in watter Jesus is ek dan gedoop? Die doop van gelowiges deur volle onderdompeling in water is 'n luciferiese inisiasie ritueel
vanuit heidendom, met die gevolg dat die vyand ons mislei het om weer eens in dubbele verbond te staan, met die een voet in verbond met Jesus Christus as ons bruidegom wat ons aangeneem het in geloof, maar met die ander voet staan ons nou weer in verbond met die vyand, deur die waterinisiasie ritueel wat ons deurgegaan het. En hier is die groot skok. Gedoopte gelowiges in Jesus Christus deur volle onderdompeling in water is de facto, dit beteken feitelik, geestelik op dieselfde vlak in Lucifer geïnisieer as 'n derde graadse vrymesselaar of 'n master mason. Hoekom sê ek so? Dat gelowiges wat deur volle onderdompeling in water gedoop is, deur hierdie waterinisiasie ritueel de facto, feitelik, met ander woorde, nie de jure nie, maar de facto op dieselfde graad is as derde graadse vrymesselaars vanuit die vyand se oogpunt gesien. Kyk bietjie weer daar na die kabbalistiese boom van kennis van goed en kwaad waarvan ons geëet het toe ons gedoop is in water. Kyk daar, die element water. Die element water het die krag om die wêreld van die vyand, die koninkryk van die vyand oop te sluit tot op die vlak van Bria. Bria, en dit is tot min of meer by die hartchakra. Die wêrelde van Azaja, Yetzira en Bria. 3 vlakke wat oopgegaan het deur in die boom van kennis van goed en kwaad, die vyand se koninkryk, deur die element water. En al wat nou nog moet gebeur, en dit is wat ons sien in die charismatiese kerke, waar dat dan bedien word in die krag van die vals heilige gees, die Kundalini. Al wat dan nog moet gebeur is dat iemand vir jou hande oplê en vir jou bid, of die vuur van Jesus Christus nou kamptig op jou gooi, soos wat in baie charismatiese kerke gebeur. En let wel, dis nie die vuur van Jesus Christus nie, dit is die vals vuur van die Kundalini. Wat gebeur? Die mense manifesteer, hulle val op die grond, hulle ruk, hulle gaan mal, hulle word soos diere. Dit is chaos. Ons het dit mos gesien, wat doen die Kundalini in die kerke? Met ander woorde, die element vuur, die geestelike vuur van die Kundalini, wanneer dit dan in geloof verder ontsluit word in die kerke, geestelik, dan kan daai gelowiges in Jesus Christus gevat word tot op enlightenment in Lucifer. Kyk die vyand se plan. Van die boonste vlak van Atziluth is deur vuur, die geestelike vuur van die Kundalini wat dan in geloof gepraktiseer word, kan daai gelowiges dan verder neem tot hulle die leertjie van die vyand, daai Jacob's ladder, volledig geklim het tot by enlightenment van die Kundalini. Kyk die tekenborde van die eerste 3 vlakke van vrymesselarij. Die eerste tekenbord daar met die checkered bord, die swart en wit vloer, wat die dualisme aantoon. Onthou, dis presies waar gedoopte gelowiges in volle onderdompeling in water, waar hulle self bevind, hulle is in dualisme, hulle is gedoop in die vals 3-eenheid. Kyk die 3 pilare wat die vals 3-eenheid symboliseer, en dan begin hulle die Jacob's ladder klim, die leertjie wat hulle tot enlightenment moet vat, tot daarbo waar ons sien dat die vals lig van Lucifer skyn. Weer eens daar sien ons op die tweede tekenbord van die tweede graad, sien ons weer eens die pilare, die dualisme, die checkered floor, en dat hulle na 'n volgende level gaan, waar hulle dan geïnisieer word tot 'n hoër vlak, geestelik. Dit is basies soos 'n gateway na die hemel, na die geestelike, na enlightenment. En dan op die derde vlak, kyk 'n bietjie daar, die derde graadse tekenbord, dit symboliseer die kus wat daar is, die sterf en opstaan
in 'n nuwe lewe in, die wedergeboorte waardeur die vrymesselaars dan ook geïnisieer word as master masons deurdat hulle in 'n simboliese kus neergelê word op die grond en met die lion's paw grip word hulle opgetrek en daar word gesê as a poor man you die and as a mason you rise. Wat is dit anders as 'n tipe van 'n geestelike wedergeboorte waar jy sterf en opstaan? En hulle sterf en hulle staan op, geïnisieer in Lucifer. Presies wat die bruid van Jesus deurgaan in die doop van gelowiges deur volle onderdompeling in water. Is die vyand nie sluw nie? Bruid van Jesus Christus, dit is hoekom. Dit gee eintlik vir mense soveel antwoorde. Want dit is hoekom baie charismatiese pastore en ander leiers in die kerke vrymesselaars is. En dit is die realiteit. In die meeste charismatiese kerke, veral die groter kerke, waar daar ook dan gepredik word dat die kundalini bedien word, en allerlei vals tekens en wonders plaasvind, en ons heeltyd ook vals tale hoor van die kundalini. Daai predikers en leiers in daai kerke is meestal vrymesselaars. Het jy al ooit net logies gedink en jouself die vraag vra, hoekom sal vrymesselaars die doop in gelowiges, die doop van gelowiges deur volle onderdompeling in water, hoekom sal hulle dit promoveer? Hoekom sal hulle wil hê dat die gelowiges in Jesus Christus gedoop moet word deur volle onderdompeling in water? Dit is iets wat ek lank oor gewonder het, voordat Jesus vir ons hierdie antwoorde kom gee het. Want 'n sekere pastoor in 'n charismatiese kerk, wat ek weet 'n 33ste graad vrymesselaar is, het eens op 'n tyd in daai kerk kom praat oor die doop van gelowiges en die krag wat daar is in die doop van gelowiges en hoekom 'n mens moet gedoop word as 'n gelowige deur volle onderdompeling in water, en ek kon nie die kloutjie by die oor uitbring. Maar hoekom sal 'n vrymesselaar op die 33ste graad, wat met ander woorde 'n Luciferian is, hy is in Lucifer, hy het die ware Jesus lankal verloon, hoekom sal hy wil hê ons moet dan gedoop word as gelowiges in volle onderdompeling in water, as dit dan iets is so kragtig in die koninkryk van Jesus Christus? Maar nou verstaan ek, baie kerke is of in dooie godsdienst, dit is jou meer tradisionele godsdienstige kerke, of hulle is heeltemal besoedel deur kundalini besmetting. En dit is ook hoekom ons soveel vals gawes sien in die kerke, vals profesieë, vals tale. Ek wil amper sê dat 99% van die tale wat ek gehoor het tydens hierdie 12 jaar waarin ons ook, ek wil sê charismatiese Christene was onder die doop van gelowiges, 99%, indien nie almal nie, van daai tale was vals. Dit was demonies. Vals tekens en wonders. En selfs valse kundalini genesings. Want die vyand kan ook genees, maar hy vat altyd baie meer as wat hy gee. Gaan kyk 'n bietjie in Markus 13, vers 14 tot 23, wat het Jesus gesê oor die misleiding in die eindtyd en die valse tekens en wonders. Dit is hoekom baie eindtyd bedieninge nou of in Hebreëse wortels is, of in New Age is, of in 'n kombinasie daarvan. En baie van hulle glo absoluut in kundalini genesing, soos quantum healing en ander alternatiewe genesingsmetodes en allerlei olietjies en dingetjies wat ons moet gebruik vir genesing. En daardeur, bewustelik of onbewustelik, ontken hulle die krag van die bloed van Jesus Christus en van sy Heilige Gees.
Dit is hoekom die disippels van Jesus Christus besig gehou word met geestelike konsepte vanuit die koninkryk van die vyand, wat wel bestaan, ja, definitief, dis kabbalistiese witchcraft, heksery, soos demoniese sielskopie, bloedlynvloeke, lang verloningsgebede wat afgebid moet word, ensovoorts, in plaas daarvan om uit te reik na die wêreld in nood en om disippels te maak. Dit is hoekom die disippels van Jesus Christus voortdurend stry en beklei teen vloeke en heksery, in plaas daarvan om die verlossingsboodskap van Jesus Christus uit te neem na die nasies toe en disippels te maak en mense te help in nood. Dit is hoekom daar oor die algemeen soveel misleiding en verwarring onder God se eie mense is. En hierdie is 'n baie hartseer ding vir my persoonlik en baie belangrik. Dit is hoekom, liewe bruid van Jesus Christus, hoekom daar soveel geestelike jaloesie, twis en oneenigheid onder gelowiges en selfs en veral onder eindtyd bedieninge is. Die vyand het daarin geslaag om ons so te verdeel. En Paulus praat ook daarvan in die woord, in die geskrewe woord, die Bybel, waar hy sê, hoe het hierdie een hom kwaad aangedoen en hoe het daai een hom benadeel, en mens stel ook op dat Paulus in sy tyd ook baie ontnigter was oor wat met die eerste gemeentes van Jesus Christus gebeur het, in sy tyd selfs al. Verdeeldheid, en dat ons liefde vir mekaar in die groot liggaam van Christus koud geword het. Dit is hoekom baie gelowiges wat al vir jare innerlike genesing en bevryding ontvang het en wat elke moontlike verloningsgebed afgebid het, steeds hulle self in 'n posisie van seer kry, onvergewingsgesindheid, bitterheid, wrokkigheid, angs en selfs hopeloosheid en wanhoop bevind. Baie gelowiges wat die pad van innerlike genesing en bevryding gestap het steeds nie fisiese, psigiese en geestelike genesing nie. En dikwels is baie van hulle nou erger daaraan toe, met meer pyn en krankheid en gebondenheid as voorheen. Aangesien jy in die valse Jesus, Lucifer, gedoop is, het dit gelei tot 'n verbond met Satan, wat die uitwerking het, dat gelowiges in Jesus Christus weer in 'n dubbele verbond staan. Die vyand se plan is om die heksery, gedagtebeheer en DID-programmering, wat met hierdie kragtige luciferiese ritueel geaktiveer word, te gebruik, dis kabbalistiese heksery, te gebruik om God se mense te mislei teen die einde van die tyd om die antichrist te volg. Ons het soveel keer in bedieningssessies gehoor dat die vyand vir ons sê, dis eindtyd programmering, end time programming. Die volk Israel was ook in 'n dubbele verbond en het as gevolg daarvan gedwaal en afgode aanbid, totdat hulle uiteindelik in gevangenskap na Babylon weggevoer is. En vir ons is die Babylon, waarna ons weggevoer, waar die vyand se plan is om ons na toe weg te voer, is die nuwe wêreldorde onder beheer van die antichrist. Die feit dat jy in dubbele verbond is, maak jou oop vir geestelike vervolging en selfs fisiese dood en vernietiging. Net soos die eerste apostels, disippels en gelowiges, byvoorbeeld die Anabaptiste, wat wreed vervolg is vir hulle geloof en selfs vermoor is. Het u self al ooit afgevra, hoekom Psalm 91 dan nie vir hulle waar was nie? Want in Psalm 91 lees ons van die bonatuurlike beskerming van ons God, en dat duisende sal langs ons val, maar vir ons sal dit nie tref nie.
is hulle dan so wreed, vervolg en vermoor? Het Psalm 91 dan nie vir hulle gegeld nie? In Openbaring 12 vers 13 en 14 lees ons: Toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is, het hy die vrou agtervolg wat die seun in die wêreld gebring het. Die draak is natuurlik Lucifer, gevalle engel, Lucifer, Satan. En die vrou wat die seun in die wêreld gebring het, is niemand anders as die bruid van Jesus Christus op aarde nie, die kerk. Maar aan die vrou is 2 groot arensvlerke gegee. Dit is die arensvlerke, is die krag van die Heilige Gees en van Jesus se bloed, gestort aan die kruis, sodat sy na die woestyn na haar plek toe kon vlieg. Daar word sy die hele vasgestelde tyd, weg van die slang af, versorg. Maar nou lees ons verder in verse 15 en 16, dat die slang het toe 'n stroom water, soos 'n rivier uit sy bek uit, agter die vrou aan uitgespoeg, sodat sy deur die stroom meegesleur kon word. Maar die aarde het die vrou te hulp gekom. Dit het oopgegaan en die stroom opgesluk wat die draak uit sy bek uitgespoeg het. Nou, ek het 'n interpretasie gekry van die Heilige Gees af oor daai teks. En die Heilige Gees het vir my gewys dat dit wat daar staan, slaan op die waterdoop. En toe ek hierdie lees, in die 2 Babylons van Alexander Hislop op bladsy 162, deur Eben Swart van Trumpet Call Ministries in Afrikaans vir ons vertaal, toe bevestig dit dat ek korrek gehoor het by die Heilige Gees. Want dit is wat Alexander Hislop ook sê. Hy sê, aangesien die water uit die draak se bek kom, moet dit leerstellings verteenwoordig. En natuurlik valse leerstellings. Maar is dit nie moontlik om meer spesifiek te wees nie? Net een blik op die ou Babyloniese tipe, sê Alexander Hislop, dui daarop dat die water wat uit die slang, dit is die draak se mond kom, moet die water van wedergeboorte deur die doop wees. Verder sê Alexander Hislop, dit was inderdaad presies in hierdie tyd, toe die antieke heidendom onderdruk is, dat die leerstelling van wedergeboorte deur die doop, wat reeds voorheen aktief was in die Christelike kerk, dit is nou natuurlik deur die Judaïsme, gedreig het om die Romeinse kerk soos 'n vloed te oorweldig. Dit was op hierdie stadium dat die mense ook ons Here Jesus Christus Ichthus, die vis begin noem het, om hom duidelik met Dagon te assosieer. Vanaf die einde van die 4de eeu is daar geleer dat diegene wat in die doopbad gewas is, wedergebore is en wit soos sneeu gemaak is. Maar die aarde het die vrou te hulp gekom. Lees ons in Openbaring 12 vers 15 en 16. Dit het oopgegaan en die stroom ingesluk of opgesluk wat die draak uit sy bek uitgespoeg het. En die Here het vir my gewys deur sy Gees dat die aarde hierso 'n metafoor is vir die Heilige Gees wat die vrou te hulp kom met waarheid. Eindtyd openbaring. Waarheid wat vrymaak. Indien ons wil staande bly, liewe bruid van Jesus Christus, teen die draak se eindtyd vloed,
Dit is die vervolging, die Great Tribulation, die vervolging van die gelowiges. Moet ons vrykom van godsdiens, dogma en tradisie en seker maak dat ons geen vasdra plek aan die vyand gee in ons lewens nie. Die derde tempeltydperk. Het u geweet dat die vyand beplan 'n derde tempeltydperk onder die beheer van die Antichrist? Kom ons kyk wat staan in hierdie webblad Jewish Voice in 'n artikel Holy Work or Troublemaking Laying the Groundwork for a Third Temple. Daar staan, en ek het dit vir u vrylik in Afrikaans vertaal vanuit die Engels, 'n model van die tweede tempel by 'n uitstalling van voorwerpe van die derde tempel in die Tempelinstituut se kantore in Jerusalem. Langsaan staan 'n massiewe, met ander langs hierdie model, staan daar 'n massiewe 12 spuite wasbak met elektriese krane tegnologie wat in die derde tempel sal voorkom. Nou bruid van Jesus Christus, kom ons wees nie vir een oomblik naïef nie. Wat dink u gaan daai Jode doen met daai 12 spuite wasbak met die elektriese krane? Natuurlik gaan hulle waterreinigingsrituele daarin doen. Die instituut, lees ons verder in Jewish Voice, die instituut se kroonprestasie, die tempel se goue 200 pond, is seker sy gewig, ek weet nie, 7 vertakkende menorah, dis die kandelaar, staan buite in 'n glaskas wat oor die westelike muur uitkyk. Anders as kuns- of geskiedenismuseums, is dit die instituut se doel, om die voorwerpe uit hulle gevalle staat te verwyder en dit te bring na die berg, met die doel om dit so gou as moontlik weer in gebruik te neem. Met ander woorde, bruid van Jesus Christus, u moet weet, die derde tempel word voorberei, met al hierdie voorwerpe, om dit weer in gebruik te neem binnekort. Ook nog oor die derde tempeltydperk, in afwagting vir die perfekte rooi vers, the red heifer. In Numeri 19 lees ons van die reinigingswette van die Israeliete. Ons lees van bloed en as, van die perfekte rooi vers, wat gebruik word vir reiniging. En dit was 'n blote vooraf skaduwee van Jesus Christus en die krag van sy bloed vir reiniging en vernuwing. So baie belangrik, hierdie was ou verbond. Ons lees in the Jerusalem Post, en hierdie is Judaïsme. Ons lees dat hulle sê 5 volmaakte rooi verse benodig vir die rituele reiniging van diegene wat 'n dooie liggaam aangeraak het vanaf 'n plaas in Texas, dit is in Amerika, donderdag in Israel aangekom, as deel van die Tempelinstituut se voortgesette voorbereidings om die grond te lê vir die bou van die derde tempel in Jerusalem. Die verse is almal jonger as 1 jaar oud en hulle moet 100% rooi bly en geen vlekke hê wat hulle sal diskwalifiseer nie. Hulle sal elkeen in aanmerking kom om die as te vervaardig, wat deur die Joodse wet vereis word om diegene wat in kontak was met 'n dooie liggaam te reinig, het die Tempelinstituut maandag verduidelik. Hierdie vlak van suiwering sou nodig wees ten einde die Kohanim, dit is die priesters, die Joodse priesters, toe te laat om hulle werk in 'n toekomstige tempel uit te voer.
'n skielike verskyning van verborge manuskripte of die verbondsark. Gelowiges wat nie kan onderskei nie, met ander woorde wat so gebind is en verblind is deur die vyand, en wie nie uitsluitlik deur die Heilige Gees gelei word nie. Met ander woorde wat ook deur Kundalini gelei word, die vals Heilige Gees, hulle mag by die inhuldiging van die derde tempel, wat moontlik mag saamval met die verskyning van die Antichrist, hulle mag moontlik mislei word, wanneer daar skielik 'n verborge manuskrip ontdek word, in die tempelargiewe, en of die verbondsark skielik weer tevoorskyn sou kom, met die oog daarop, om die bruid van Jesus te mislei. Ek onthou baie duidelik die woorde van die DID deel of alter, wat ons op menslike geesvlak gekry het, meer as een keer, toe ons die mense nog so persoonlik bedien het met innerlike genesing en bevryding, en ons het meer as een keer die paus gekry, as 'n DID deel, oftewel alter op menslike geesvlak, in die gelowiges wat ons bedien het, en hulle was almal gedoop, deur volle onderdompeling in water, en dan het hy die volgende gesê, ons sal hulle kry om die Antichrist te aanbid, en te volg, deur middel van godsdiens. Hulle sal die Antichrist aanbid, terwyl hulle dink, dat hulle hulle eie God aanbid, dat hulle vir Jesus aanbid. Hulle sal dink hulle aanbid Jesus, maar eintlik aanbid hulle die Antichrist en dan het hy gelag. En daai tyd kon ons dit nie verstaan nie, ons wou ons hare uit ons kop uittrek, ons kon nie dink, wat bedoel hy hiermee nie? Maar nou verstaan ons Here Jesus Christus is so getrou. Gedagtebeheer en eindtydprogrammering word veroorsaak deur die inisiasie en ander rituele, die sakramente van die kerk, wat in die naam van Christendom die eindtydbruid van Jesus Christus bind en verblind. U moet weet dat al hierdie sakramente is kabbalistiese Judaïsme, en die doop van gelowiges deur volle onderdompeling in water is niks anders as die Joodse mikwe nie. En sekerlik die mees okkultiese simbool wat daar is die tetrakties, wat gebaseer is op die vals naam van God, wat nie die naam van ons God Jesus Christus is nie. Ons God se naam is Jesus Christus. Dis hoe hy gekies het om hom aan die wêreld bekend te maak deur sy seun Jesus Christus. Die naam Jod-Heh-Wav-Heh beteken bloot Here. Here of meester. En soos ons nou al geleer het, is daar twee, want daar is 'n Here van die lig, ons Here Jesus Christus, en dan is daar opposisie in die gees, Satan en die gevalle engele, en Satan beskou homself as the Lord of Darkness. Nou hierdie Lord wat in hierdie tetrakties uitgebeeld word deur die naam Jod-Heh-Wav-Heh is niemand anders as Lucifer nie. En die numerologie wat daar uitgebeeld word deur die getal 72 is die getal van die gevalle engele wat saam met hom 'n eed gesweer het om die mensdom te mislei. Nou dit is in die vorm van 'n driehoek kan u sien, maar in die gees is dit 'n piramide struktuur. So dit is dis nie 'n plat struktuur nie, dit is 'n driedimensionele piramide struktuur. Nou geestelik lê die baba doop die grondslag van hierdie kabbalistiese struktuur van witchcraft in die gelowiges. Die baba doop lê die grondslag en dit het ten doel, dit is soos die fondament, dit ten doel om die geestelike wedergeboorte in die persoon te blokkeer en om terselfdertyd aan die Kundalini, die boom van kennis van goed en kwaad in die persoon te aktiveer. Wanneer die persoon dan deur die doop van gelowiges in die naam van die vals drie-eenheid gaan, deur volle onderdompeling in water, sit dit die sykante van hierdie struktuur in die gees op. Die doel is om diegene wat geestelik wel wedergebore is,
nou te bind en te verblind met die doel op misleiding. En dan, wanneer die gelowiges, en ons was daar, ons het dit alles al bely, vir Jesus om vergifnis gevra, maar wanneer ons dan verder mislei word, om te doop in water deur volle onderdompeling in die naam van Jesus Christus alleen, dan voltooi dit die geestelike, kabbalistiese ontwerp van witchcraft in die gelowiges en lê dit die deksteen op, die boonste een, kom ons sê maar die capstone, bo op die piramidestruktuur, geestelik, met die doel om hierdie gelowiges heeltemal te bind, te verblind en te vernietig. En dit is ook wat ons sien van baie van hierdie gelowiges wat in die naam van Jesus Christus alleen gedoop is, baie van hulle in die Jordaan, in Israel of wat ook al, is vandag, ek wil amper sê, Jode. Hulle is in Judaïsme, hulle die ware Jesus verloon, onbewustelik seker, maar hulle die ware Jesus verloon en hulle staan nou voluit in Judaïsme, in die Hebreëse roots en in die vals Jesus. Weereens nog steeds oor die tetrakties. Die vyand se strategie, en die tetrakties wil ek net vir u daar wys, die tetrakties is eintlik niks anders as die boom van kennis van goed en kwaad, die kabbalistiese tree of life, wat die boom van kennis van goed en kwaad is, dit is Satan se koninkryk in die mens. En dit is eintlik ook wat die tetrakties dan uitbeeld, maar dit is wanneer hy sy volle verwesenliking in die mens dan nou gekry het, sodat die koninkryk van Satan in die mens ten volle opgestaan het of verwesenlik is. Die vyand se strategie is om die bruid van Jesus Christus gevange te neem en te bind, sodat haar getuienis in die eindtyd nie 'n impak sal maak nie. En sodat sy deur die Kundalini gees, die gees van die anti-kris, mislei kan word om die nuwe wêreldorde en die nuwe wêreldgodsdiens, dit is van New Age, te aanvaar. En dit sal kom deur eindtyd programmering en mind control. En dit is die regering van die anti-kris, die vals Jesus, wat kom. Kom ons gaan nou na Openbaring 2 vers 18 tot 29, waar Jesus waarsku. Hy waarsku die gemeente in Thyatira. Hy sê, maar ek het dit teen julle, dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as 'n profetes voor en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en afgodsoffers te eet. Ek het haar kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. Kyk, ek gee haar aan 'n siekebed oor, en die mense wat met haar oorspel gepleeg het, aan swaar lyding, as hulle nie van haar praktyke bekeer nie. Haar volgelinge sal ek deur 'n pestsiekte om die lewe bring. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late. Bruid van Jesus Christus, ek wil net sê persoonlik glo ek, Deidre Pieterse, dat hierdie teks ook verkeerd oorvertaal is deur al die eeue, deur die priesters van die Rooms-Katolieke Kerk en die aartsvaders wat onder beheer was van die Rooms-Katolieke Kerk. Want ons God is nie 'n God wat straf nie, hy het al die sonde klaar gestraf. Hy het die straf vir die sonde op homself geneem aan die kruis. En hy gee niemand aan 'n pestsiekte oor nie, hy bring nie pestsiektes oor mense nie. Hy laat mense ook nie ly nie, dis nie ons God Jesus Christus nie. Maar lyding en pestsiektes en straf kom as gevolg van die sonde. En die bron daarvan is Satan. Hy is die bron van sonde, siekte, lyding, dood en vernietiging. En ons God is 'n regverdige God, wat dit toelaat wanneer die vyand die reg het om dit
oor daardie mense te bring vanweë hulle volharding in hulle sonde. Maar vir julle ander in Thyatira, sê Jesus, wat nie hierdie leer aanhang nie, en nie die diep geheimenisse van die Satan, wat is dit anders as the mysteries of the occult, soos hulle dit noem, leer ken het nie. Sê ek lê op julle geen ander verpligting nie, hou net vas wat julle het, totdat ek kom. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, en tot die einde toe volhou om te doen wat ek wil hê, sal ek mag en gesag oor die nasies gee. Dieselfde mag en gesag het ek ook van my Vader gekry. Daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die môrester gee. Wat is die môrester? Die môrester is 'n metafoor vir die werklike verligting van Jesus Christus in ons, die ontsluiting van die volle krag van die Heilige Gees in ons. Dan kyk ons nou na 'n webblad diggingfortruth.org en ook na die kommentators tot die New Spirit-Filled Life Bible. En die volgende word gesê dan oor Openbaring 2 vers 18 tot 29. Dit is gepas dat die kerk in die middel van die 7 simbolies van die kerk van die middeleeue moet wees. Die Thyatira tydperk van die universele kerk dek die tydperk van pauslike oppergesag nadat die kerk tot koningsmag verhef is. McCarroll sê hierdie tydperk het begin met die eerste paus in die 6de eeu. En Philip Mauro merk op: ons siening is dat ons in hierdie brief aan Thyatira die aanvang van daardie meesterstuk van satanistiese misleiding, daardie monsteragtige dwaalleer, wie se volle ontwikkeling in die Romeinse kerk gemanifesteer is, sien. Van hierdie tydperk sê Zeiss: toe kom die Thyatiriese tydperk, die tydperk van purper en heerlikheid vir die korrupte priesterdom en van duisternis vir die waarheid. Die era van vroulikheid en geestelike oorheersing, toe die kerk die plek van Christus oorgeneem het. En die getuies van Jesus aan kerkers, pale en inquisisies oorgegee is. Die era van die troonbestuiging van die valse profetes, wat strek tot die dae van Luther en die hervorming. Maar vandag weet ons, wil ek bygesê, dit strek tot nou toe. As 'n presiese datum vir die begin van die Thyatira tydperk gekies sou word, sou dit 538 na Christus wees, toe die dekreet van keiser Justinianus en die wapens van Belisarius, die biskop van Rome, tot soewereine mag verhef het. Die simboliese vrou van Openbaring 17, wat op die dier sit, is ongetwyfeld identies aan die Isebel van die Thyatira brief. Pers en bloedrooi was die oorheersende kleure wat in Thyatira vervaardig word. Albei hierdie simboliese vroue word as hoere verklaar, wat skuldig is aan geestelike hoerery. Isebel is beslis 'n gepaste simbool van die semi-heidense godsdienststelsel wat die wêreld gedurende die middeleeue oorheers het. Hoe dieper die kerk in die heidendom ingedring het, hoe meer het sy self heidens geword. Dit berei ons voor vir die uitdrukkings hoer en Babylon, wat daarna op haar toegepas is. Geestelike Jezebel noem haarself 'n profetes. Dit is die aanspraak van die kerk waarvan sy simbolies is. Die ampt van profetes wat 'n godsdienstige een is,
bewys dat die Isebel van ons profesie simbolies is van 'n godsdienstige sisteem. Dit is 'n bekende feit dat die pausdom aanspraak maak op goddelike inspirasie en leiding, selfs tot die mate van onfeilbaarheid. Sy noem haarself die orakel van God. Katholieke self simboliseer hulle kerk deur 'n vrou en praat van haar as moeder of heilige moeder. Die pausdom noem haarself die moeder van die Christendom. Joseph A. Zeiss sê van geestelike Jezebel, en in die hele geskiedenis is daar nie 'n ander karakter wat so volledig die pauslike stelsel verteenwoordig nie. Sy karakter, werke en aanbidding as die onrein vrou van Agab, die Isebel van hierdie briewe. Sy was 'n heiden, getroud met 'n Jood. En so is die karakter van die pauslike sisteem in sy hoofelemente. Heidense het aangesluit by 'n uitgediende Judaïsme. Sy word beskryf as dat sy haarself 'n profetes noem en dat sy haarself aangestel het as die leraar van God se dienaars. En die pausdom beweer en bely dat dit die hemel se enigste onfeilbare leermeester van God se waarheid is. Sy was 'n vervolger en moordenaar van God se profete en getuies. En die pausdom word gekenmerk deur sy strengheid teenoor diegene wat opgestaan het teen sy goddelose voorwendsels, as ook sy openbare en geheime marteling en slagtings van die heiliges. Ontrouheid aan God word genoem hoerery, want deurgaans in die skrif word die verbondsverhouding tussen God en sy volk deur die huwelik verteenwoordig. Christus het homself as die bruidegom voorgestel en sy kerk as die bruid. Enige oortreding sou dus 'n vorm van geestelike oorspel, hoerery of onreinheid wees. Nou kom ons by die heilige graal teenoor die onheilige graal, in Engels die Holy and the Unholy Grail. Nou, bruid van Jesus Christus, ons het altyd gedink dat die beker waaruit Jesus en die disippels op die vooraand van sy kruisiging die wyn by die nagmaal gedrink het, dit is die Holy Grail. En dit is wat die kerk, of dan die Rooms-Katholieke kerk, mens ook wil laat dink. Maar weet u, nee, dit is nie die Holy Grail nie. Want weer eens slaan dit op die nagmaal, en ons weet dat die nagmaal is 'n heidense gebruik, en dit is nie van Jesus af nie. Nee, die ware heilige graal, of heilige beker van Jesus, is die heilige lydensbeker van Jesus Christus. Die pad wat hy gestap het van lyding tot aan die kruis. En ons drink geestelik uit die heilige graal wanneer ons in Jesus Christus glo en aanvaar wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Ons drink nie uit die heilige graal wanneer ons nagmaal hou nie. Die onheilige graal, u sal sien dat daardie nagmaalsbeker is die onheilige graal. Want onthou, die vyand wil altyd die oorspronklike vervals. Die oorspronklike ontwerp van Jesus Christus, sy koninkryk, word deur die vyand vervals. So die onheilige graal is die vyand se vervalsing van die oorspronklike. Waar ons dan sien in Openbaring 17 vers 6, dat die vrou, die valse hoerkerk, die Rooms-Katholieke kerk, sit op die rug van die dier, die antichrist, en sy drink uit haar beker, graal, die bloed van die heiliges wat sy vervolg.
Wat is die beker wat sy in haar hand hou? Met ander woorde, wat is die onheilige graal? Die Rooms-Katholieke Kerk se Eucharist, daai koekie, en dan die broodjie, dit is dieselfde as die broodjie wat ons gebruik by die nagmaal, simboliseer die songod. Wanneer dit in die beker ingesit word, soos die Rooms-Katholieke dit doen, of dan nou saam met die wyn gebruik word, vind geestelike bevrugting van die baarmoeder van die Hemelkoningin plaas. Dit is die mysteries. So uit hierdie verbintenis, dit is die mysteries van die vyand, the mysteries of the occult, uit hierdie verbintenis van songod en hemelgodin, vind bevrugting plaas en 'n valse Jesus of antichrist word in die gees gebore. Dis baie belangrik, die beker simboliseer die baarmoeder van die Hemelkoningin, wat deur die songod bevrug word om aan 'n valse Jesus of dan nou die antichrist geboorte te gee. En dit is niks anders as die geheimenisse van die okkult, wat so in die kerk ingekom het nie. 'n Baie belangrike vraag wat ons dan moet vra, is die volgende. Maar hoe het die bloed van die heiliges dan in die beker of die baarmoeder van die Hemelkoningin gekom? Wat gee haar die reg om die bloed van die heiliges te drink? Sy sou die heiliges van God slegs kon vervolg, indien sy, dit is dan nou die vyand, 'n reg oor hulle verkry het, geestelik, om hulle te kan vervolg. Hoe kan ons die vyand die volle reg gee om ons te vervolg en te vernietig? Deur om wetend of onwetend in verbond met die vyand te tree, en dit het by die doop van gelowiges gebeur, en om hom onwetend te aanbid, deur die sakrament van die nagmaal. So kyk na die okkultiese simboliek, wat in hierdie prentjie vir ons uitgebeeld word, van die unholy grail. Vanuit die eenwording van songod en maangodin. En onthou, daar's 2 sleutels, dit het jy ook gesien, die songod, die phallus van die songod, die manlike geslagsorgaan is die een sleutel waarmee die songod oopsluit, en die baarmoeder van die Hemelkoningin word oopgesluit deur die songod, maar die baarmoeder van die Hemelkoningin het op sigself ook 'n sleutel, waarmee haar baarmoeder oopgesluit word. So daar's 2 sleutels, die sleutels van Janus en Cybele. Kan jy dit onthou? En daaruit word gebore die antichrist, valse Jesus of Lucifer. Die beker is die baarmoeder van die maangodin of die Hemelkoningin. Kyk na die beker daar, en op die beker sien jy die Maltese kruis, wat die symbool is van die songod. Dit is deur die Eucharist, die nagmaal, kyk daar die broodjie wat in die beker ingaan, of die Eucharist wat in die beker gaan, wat so die baarmoeder van die moedergodin bevrug, en dan uit daai baarmoeder word gebore, die vals Jesus. Kyk daar, hoe kom uit die baarmoeder van die Hemelkoningin, kom die kruis van Tammuz, die vals kruis, daai is nie die kruis van Jesus nie, dit kom uit heidendom, dit kom al so ver terug as van Semiramis af, en Nimrod en Tammuz, dis die vals kruis van Tammuz. Kyk die slang, dis natuurlik die farmaseutiese symbool ook daar, kan jy dit sien, en dit lei tot Kundalini verligting. Kan jy sien die 5-puntige ster, die pentagram, wat daarop dui dat hierdie is witchcraft van die hoogste gehalte, die 3de oog word oopgemaak, the eye of Lucifer of Horus, en dit lei tot volle enlightenment, waar Lucifer dan gekroon word binne in die mens, as hy gaan sit op die troon waar God moet sit, die troon wat aan Jesus Christus behoort binne in die mens, word dan die troon van Lucifer. En daar sien jy die driehoek met die all-seeing eye of Lucifer, wat beteken ten volle enlightenment. En dan kan jy sien daar langsaan
is Baphomet met as above, so below. Dit dui ook uit die union, die eenwording van songod en hemelkoningin, as above, so below, die songod bo, die hemelkoningin, moeder aarde onder, die eenwording daarvan word gebore, kyk daar, die staf van Caduceus, daar kom die vals Jesus, en dit staan op, en dit gaan tot volle enlightenment, deur die design van Satan, deur die chakras op, met die ruggraat op tot bo, tot volle enlightenment, en dit kan u sien daarbo, die kop van Baphomet. In alle heidense godsdienste is doping in water simbolies van wedergeboorte en is dus 'n inisiasie ritueel. Die watergraf van die doop is die baarmoeder van die moedergodin, wat bevrug word deur die songod, deurdat ons weer in werke ingaan, godsdienst deur dooie werke, en wat dan gevolg gee aan die geboorte van die gees van die antichrist, dit is Lucifer, in ons, deur middel van kundalini ontwaking en verligting. Die waterdoop van babas en gelowiges is om geestelik wedergebore te word uit die onheilige graal of die unholy grail, die baarmoeder van die koningin van die hemel, wat lewe gee aan die kundalini of die gees van die antichrist in die mens. En die doop van gelowiges deur volle onderdompeling in water is om een te word met die vals Jesus in 'n huweliksverbond. Lucifer of die antichrist, wat neerkom op geestelike, seksuele onreinheid. Openbaring 2 vers 20. En op hierdie manier word die gelowiges geestelik in die korrupte kerk, naamlik die kerk van die antichrist op aarde, ingewy. Betreffende die nagmaal, geestelik voed die gelowiges aan die dooie liggaam van Jesus en drink sy bloed, wat op die altaar van Satan in ons plek geoffer is as 'n ewige versoening vir ons sondes. En dis eet die gelowiges offers wat aan afgode geoffer is, Openbaring 2 vers 20. En daardeur word die kundalini, dit is die vals heilige gees en die gees van die antichrist, in ons gevoed en daardeur gehelp met sy ontwaking tot verligting. Nou is ons weer by Openbaring 18 vers 4, waar Jesus smeek, gaan uit haar uit my volk. Babylon gaan val, en almal wat in haar sondes gedeel het, sal van haar plaae ontvang. Haar plaae sal kom in 'n dag, met ander woorde, dit sal ons vinnig oorval, en daar sal dood en rou en hongersnood wees. Sien ons nie al van dit nou gebeur in hierdie eindtyd waarin ons nou leef nie, bruid van Jesus Christus. Sy sal geoordeel word, dit is Babylon, en met vuur verbrand word. Die doop van gelowiges is 'n inisiasie in die kerk van Rome, Babylon. Dis sal gelowiges in die moeilikheid wees aan die einde van die tyd, indien hulle nie uit haar uitgekom het nie. Om deel te wees van die kerk van die antichrist deur middel van 'n inisiasie ritueel, as ook onwetende aanbidding deur die nagmaal, sal die vyand die volle reg gee om deur dood en vernietiging die bruid van Jesus Christus te vervolg. En ons nageslagte, die doop skep 'n ewige verbond met Lucifer, wat die geslagte bind. En dus sal die vyand Baphomet 'n reg op ons kinders hê, as ons nie erken, bely en verloon nie. Dit gaan dus, liewe bruid van Jesus Christus, oor lewe en dood hier. En dus moet die bruid van Jesus Christus hierdie lering ernstig opneem en daaroor bid, en vir die Heilige Gees vra vir leiding.
En nou kom ons by die einde van hierdie slot, die slot van die slot, en ons vra die vraag, is daar 'n geestelike Trojaanse perd? 'n geskenk van die gode in die liggaam van Christus op aarde? Kom ons kyk eerstens na die definisie van Trojaanse perd. Eerstens volgens dictionary.com. In klassieke mitologie is 'n Trojaanse perd 'n reusagtige holhoutperd wat deur die Grieke gelos is tydens hulle oënskynlike verlating van die beleg van Troy. Die Trojane het die perd in die stad ingeneem, want hulle het gedink is 'n geskenk van die gode. En in die nag het die Griekse soldate wat versteek was binne in die holperd, het hulle uitgeklim, hulle het eenvoudig die stadshekke na buite toe oopgemaak, en die hele Griekse leer het in die nag ingekom en die stad van Troy verower. Tweedens sê dictionary.com dat 'n Trojaanse perd die benaming word gebruik om 'n persoon of 'n ding te beskryf wat bedoel is om van binne af te ondermyn of te vernietig. Merriam-Webster sê 'n Trojaanse perd is iemand of iets wat bedoel om van binne af te verslaan of te ondermyn, gewoonlik op 'n bedrieglike wyse. En in die konteks van rekenaars is dit 'n oënskynlike bruikbare rekenaarprogram wat versteekte instruksies bevat, wat wanneer dit geaktiveer word, 'n onwettige of 'n kwaadwillige optrede bevat, soos byvoorbeeld die vernietiging van datalêers. Dit kan ook gebruik word om iets te beskryf wat soos die versteekte instruksies van so 'n program is, in rekenaarterme. Liewe bruid van Jesus Christus, mag die Gees van waarheid, van Jesus Christus self, die Heilige Gees, ons in alle waarheid lei. Soos Jesus self gesê het, voordat hy opgevaar het na die hemel, aan sy disippels. Hy het gesê, ek gaan weg van julle af, maar ek stuur vir julle die Gees van waarheid. En dit is hy, die Gees van waarheid, die Gees van Jesus Christus self, die Vader. Hy sal kom om ons in alle waarheid te lei. Mag die Gees van Jesus Christus ons lei, om die waarheid van hierdie lering van gaan uit my volk te sien. Mag Jesus Christus self deur sy Gees ons geestelike oë en ore oopmaak vir sy waarheid. Want hy het gesê in Johannes 8 vers 32, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Nou, bruid van Jesus, het ons uiteindelik by die einde gekom van hierdie hele lering van gaan uit my volk in 19 dele, bestaande uit 'n inleiding, dele A, B, C en D met hoofstukke onder elkeen van hulle, as ook hierdie een, die slot. En u moet asseblief nie net hierdie lering kyk, die slot nie, u moet die hele lering kyk. Bidend. En ons gee alle eer en heerlikheid aan Jesus Christus, ons opgestaane koning, en die kosbare Gees van ons Here, die Heilige Gees, vir hierdie hele lering, want ons sou dit nooit self kon skryf nie. Die outeur van hierdie lering is die Heilige Gees. En ons gee aan Jesus al die eer. Dankie Jesus. U kan dan ook, as u wil, gaan kyk op ons webblad van Ignited in Christ, sal u 'n verloningsgebed sien
van gaan uit my volk, ek dink dit is tans nog in Engels, maar hopelik kan ek dit binnekort vertaal in Afrikaans. Come out of her my people, 'n verloningsgebed, 'n renunciation prayer, wat u kan gaan afbid as u tot waarheid gekom het deur die Heilige Gees. Maar maak eers die hele lering u eie. Dit is baie belangrik, dat u eers verstaan en tot volle waarheid gekom het. Dan, as u so gelei voel deur die Heilige Gees, kan u vir ons 'n liefdesoffer gee. Deur bloot te klik op die skakel na ons webblad in die beskrywingsboks hieronder en daarna te klik op donasies. Baie dankie vir u gebede en u ondersteuning. Agape liefde. Deidre Pieterse Ignited in Christ in Suid-Afrika.